Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. En mag elkeen van ons absoluut ook die teenwoordigheid van die Here ervaar en dat ook ons erediens sal lei tot ontmoeting tussen ons en ons Here God. En as jy met opregte hart sê, Here, ek is hier om U te ontmoet, dan groet die Here jou ook met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En as ons tot God nader, dan natuurlik ook, wat vra die Here van ons? Met watter hartsgesindheid moet ons tot hom nader, om hom in gees en waarheid te aanbid? En dan lees ons in Johannes 15 vanaf vers 9 tot 17. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. Want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Dis met hierdie gesindheid, wat ons tot God nader. Nee, omdat hy ons eerste lief gehad het. Met ons hom lief, en het ons mekaar ook lief. Want as jy kyk na die persoon langs jou, nee, dan moet jy weet, die persoon langs jou is na God se beeld geskape. So as jy sê, jy het God lief, dan sê jou naaste ook lief hê, die persoon langs jou. En dis die gesindheid wat ons hier by mekaar is, in God se liefde. En wat 'n wonderlike woord wat ons hoor, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ondergeskiktes weet nie wat hulle baas doen, ek noem julle vriende. Nee, dat Jesus elkeen van ons sy vriend noem. Wat 'n voorreg is dit. En as jy regtig Jesus ken as vriend, so kan jy met vrymoedigheid die wêreld ingaan. Maak nie saak wat voor lê nie. Want ek het 'n vriend. Jesus. Here, dankie dat ons hierdie pragtige woorde kan sing. Ek is vas aan U verbind. Here, ek het U lief. So kom ons vanoggend en ons kom, Vader, met al ons behoeftes. Kom ons na U toe. En ons vra, Here, eerstens, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel en net so ook op die aarde. En ons verklaar ook nie ons afhanklikheid, totaal afhanklikheid van U, Here. Dankie, Vader. Here, ons het hierdie paar mense wat ons nou volgend van gehoor het. En ons wil nou elkeen van hulle by die naam kom noem en intree vir hulle, Vader. Abba, Vader. Ons bring vir Johanna de Klerk, dan Johanna de Klerk voor die Here. Vir Emma Kreer, oom Johan Miller, Letty se skoonsis, Trudy Ackerman. En Here, dan vra ons vir al hierdie mense wat ons nou genoem het. Here, U weet, nog voor ons die name genoem het vanoggend, weet U klaar van hulle. Weet U wat hulle diepste behoefte is. Weet U wat in hulle harte is. En ons kom nou namens, omdat ons hulle boeties en sissies is, Here, kom, bring ons hulle voor die Vader. En vra ons dat U hulle sal aanraak en ten volle genees, Here. Dis ons versoek wat ons voor die voete kom neerlê. In nederigheid, afhanklikheid en erkenning. Omdat U ons genees, Here, is, Here. En omdat dit U is wat ons gesond maak. Dankie, Jesus. Dankie daarvoor, Here. Here, en dan bring ons spesifiek ons regering, die regeringsstrukture, soos Stefan vroeër genoem het, en ons sê vir dankie vir die verkiesing wat goed afgeloop het. Here, dat daar nie onrus was en bakleiery en strooping en alle dinge wat kon verkeerd gegaan het nie. Ons is so dankbaar, Here. Dankie vir die land waar ons kan woon. Dankie dat ons vanoggend hier kan staan en ons het geen vrees van vervolging nie.
Ons kan met vryheid die woord verkondig. Ons kan nou op straat uitgaan en mense van U vertel. Dis 'n voorreg, Here. Ons sê vir U dankie daarvoor. Want ons weet daar's plekke in die wêreld waar dit nie so is nie, Here. En ons tree ook nou in vir daai mense wat ons nie eens ken nie en van miskien nie eens van weet nie, Here. Maar wat ons van hoor en ons bring hulle voor U en hulle behoeftes. En ons vra Heilige Gees versterk hulle in hulle binneste. Gee hulle krag om aan te gaan. Laat hulle sterk staan, Here. Hou hulle moedig, Here. Dankie vir die getuienisse wat ons hoor van daai mense, Here, wat mense op sosiale media hoor en deur nuusbriewe van lees, Here. Van hoe hulle U dien en hoe hulle lief is vir U, Here. En hoe hulle sê, I have decided to follow Jesus. Though none go with me, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Wow, dankie daarvoor, God. En Here, dan sê ons ook vir Israel, kom tree ons ook in vir spesifiek. Ja, papa, dit lyk woes, ons weet nie wat daar gaan gebeur nie. Maar U woord sê ons moet bid vir die vrede van Israel. En dis wat ons doen, ons bid vir die vrede van Israel. Ons dra hulle almal aan U op. Here, en ook die mense, die Palestynë wat U nie ken nie, ons dra hulle ook aan U op, Here. Dat hulle tot redding sal kom. En selfs die mense in Iran, Here, al lyk dit nie vir ons moontlik nie, maar vir U is niks onmoontlik nie. Want die woord sê, want U die wêreld so lief gehad, dat U kosbare seun Jesus gestuur het, Vader. Dat ons U kan ken, dat hulle tot redding sal kom, en ons bid vir hulle, Here, dat hulle nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle U sal vind, Vader. Abba, Vader, ons roep uit vir hulle, Here. Here, en laastens sê ons dankie vir Elsewon en Marcus se verloving, en Stefan en Ariadne wat op troue staan. Here, dankie dat ons as ouers ons kinders voor U kan bring en kan sê dankie vir hulle lewensmaats. En ons bid U seën oor hulle, U seën, U voorspoed, U vrede en geluk. Dankie daarvoor, Vader. En dankie dat ons met alles voor U kan kom, Here, en voor U voete kan neerlê. Abba, Vader, onsse God, dankie Jesus. Amen. Vanoggend sluit ek af die reeks oor rentmeesterskap. Ek nou so 2 Sondae daaroor gepreek uit Matteus 25 en vanoggend wil ek daarmee afsluit dan ook. Maar eers wil ons lees Johannes 15 vers 1 tot 8. Johannes 15 vers 1 tot 8, ek lees uit die 1983 vertaling. Johannes 15 vers 1 tot 8 en daarna gaan ons lees Matteus 25 vers 14 tot 30. Johannes 15 vers 1: Ek is die ware wingerdstok en my Vader die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En dan Matteus 25 vers 14 tot 30. Die gelykenis van die muntstukke of talente soos dit in die 1953 vertaling staan. Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir die een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander 2 en vir 'n ander 1 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2.
Maar die slaaf wat een gekry het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe terugkom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het jy aan my toe vertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 muntstukke en sê, 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het jy aan my toe vertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstukke in die grond gaan begrawe en hier het u u geld terug." Toe sê sy eienaar vir hom: "Jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word, en sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." Die vorige Sondag wat ons na hierdie gedeelte gekyk het, het ons baie duidelik gesien 'n verkeerde godsbeeld, nê? Lei tot vrees en lei tot dat jy onbetrokke is in God se koninkryk, soos hierdie slaaf met die 1 talent of 1 goue muntstuk. Nee, hy was vrees, hy was bang. En toe het hy sy talent of muntstuk gaan begrawe, onbetrokke in God se koninkryk. Nee, maar dis nie hoe die Here werk. Die Here werk nie met vrees nie. Hy dreig ons nie. Nee, om betrokke te raak in sy koninkryk nie. Dis nie die God se manier nie. Dis 'n wêreldse manier. Ons weet tog, nee, dat om jou huweliksmaat byvoorbeeld te verwyd dat hy of sy nie aan jou behoeftes voldoen nie. Jy verwyd hom of haar, dit werk nie. Die een begin dadelik te verdedig en daar's net 'n groot bekleierery. Dit verander niemand nie om te verwyd nie. Of om jou kinders negatief te probeer motiveer. Ja man, jy is 'n verloorder. Jy sal dit nooit maak nie. Jy gaan dop. Jy's 'n mislukking. Nee, dit dryf nie jou se kind nie. Dit breek eintlik jou verhouding met jou kind af. Dit plaas eintlik vloeke op jou kind. Nee, hierdie negatiewe motiverings. Baie mense leef as volwassenes nog met daai vloeke wat mense in autoriteitsposisies oor hulle uitgespreek het. Ja man, jy sal dit nooit maak nie. Jy's 'n mislukking. Jy gaan dop. Jy's net nie goed genoeg nie. Dis nie hoe die Here werk om ons betrokke te kry in die koninkryk nie. Nee, hoe werk die Here? Hy dryf ons deur liefde. So belangrik dat ons God sal leer ken in Jesus en wie hy is as Vader. Nee, ek weet hierdie gelykenis gebruik die eienaar daai slaaf wat bang was sy eie woorde om hom te veroordeel. Sê okay, as dit dan so is, nee, wat jy my sien, hoekom het jy dan nie in die bank gaan sit nie? So hy gebruik maar eintlik sy eie woorde, sê jou eie woorde veroordeel. Dis nie hoe ek werk nie. Ons het gesien God is die gewer van alle goeie gawes. Alles wat jy is en het God in oorvloed vir jou gegee. Selfs dit net 1 talent, nee, dit is 20 jaar, 6000 denarii, 20 jaar se dagloon. So die Here het in oorvloed gegee selfs vir hy slaaf wat net 1 ontvang het. Hy is die gewer van goeie gawes. Van alles wat jy het. Nee, en hy's lief. Hy's vol liefde vir jou. En as jy eers God leer ken het in Christus, nee, ontmoeting met hom het van wie hy regtig is, vol liefde, gewer van goeie gawes, dan sal jy nie anders kan as om betrokke te wees in sy koninkryk nie. As om jou gawes en talente te gebruik om God se koninkryk te bou. Jy net besef hoe goeie God ons aanbid. En dan sal jy ook, nee, getrou wees, maar ook vrugbaar wees. Dis baie belangrik. Die kerk en gelowiges, nee, is natuurlik die kerk, moet getrou
en vrugbaar wees in God se koninkryk. Nie net getrou nie, ook vrugbaar. Nie net getrou wees nie, want baie mense dink, ons het geroep om getrou te wees. Nee, ons gaan hier vasbyt net, en ons gaan eintlik minder word, en ons moet net getrou wees. Nee, wat sê die baas vir sy diensknegte, nee? Hy sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. So getrouheid bestaan daarin ook, dat ons getrou moet wees om vrugbaar te wees. Nee? Hulle was getrou, hierdie slaaf wat die 2 en 5 talent ontvang, was getrou gewees in vrugbaarheid. Nee, hulle het vrug gelewer. Hulle het, natuurlik, hulle met risiko uitgegaan en gaan woeker met daai talente, en nog 2 ander, en nog 5 ander verdien. Hulle was vrugbaar, en daarin was hulle getrou gewees, om vrugbaar te wees, in God se koninkryk. Maar die 1 talent, wat word hy genoem? Hy word maar genoem, 'n slegte en lui slaaf. Nee? Die een wat net alles gaan begrawe het, wat deur vrees gedryf was, en wat net gaan bær het. Slegte en lui slaaf. En dit is net so, nee, onthou, God is 'n kreatiewe God. Nee, alles, as jy net kyk na die skepping, nee, en jy kyk die verskillende plekke, en die see, die berge, selfs hierdie hoëveld, en die bosveld, en alles, nee, is 'n kreatiewe God. Nee, daar is ontwikkeling. Dis wat God doen, hy skep. Ek dink ook, as ek nou reg is, die Renaissance was die bloeitydperk. Ek kyk nou aan die 2 kunstenaars en die ander wat hier is in die gemeente. Die Renaissance was die bloeitydperk gewees vir kuns en argitektuur. Nee? Want toe die kerk die temas bepaal van wat geskilder word. Is ek reg? Jy het kunsgeskiedenis gehad. Kyk, maak dit seker nie. Nee, as ek nou dink ook, wat Martiens ook gebid het oor Israel, nee, en in Gaza, nee, kyk net hoe lyk dit waar die Palestynë is, kyk waar Israel is, nee, daar's ontwikkeling, nee, dit groei in sulke goed. Daar's kreatiwiteit. Nee, en daarom daar moet vrugbaar wees, ons moet vrugbaar wees ook. Getrou wees in vrugbaarheid in God se koninkryk. Dit is so belangrik om vrug te dra. Wat gou 'n paar skrifgedeeltes net. Johannes 15 vers 16. Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So Jesus sê, ek het daai disippels het ek uitgekies en julle aangestel en julle moet gaan vrug dra. Dis belangrik. Johannes 15 vers 8. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Dis hoe ons verheerliking, God se naam groot maak, is deur vrug dra. Baie vrugte te dra en sy disippels te wees. Kolus die volgende gedeelte ook, nee. Dis hoe jy God behaag, is deur vrug dra. Daarom hou ons ook nie op om vir julle te bid, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Nee, dit is hoe ons God behaag, deur vrug te dra. En dan Matteus, nee, dis seker waar Jesus die ergste oordeel uitgespreek het. Nee, daai vyeboom wat nie vrugte gedra het nie. Toe hy alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die vyeboom het dadelik verdroog. So God soek getrouheid en vrugte. Vrug dra. En dan daarom sê ek vir julle, Matteus 21 vers 43, sê ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer, nê? So het God die koninkryk weggevat van Israel en vir 'n volk gegee wat vrugte daarvan sal lewer. So ons moet vrug dra. Nie net getrou wees nie. Getrou wees in vrug lewer. Vrugte dra. Nou
Wat is vrugte? Waarvan praat ons? Wat is dit? Is dit net geld of wat is dit? Nee, nou, die Griekse woord vir vrugte of vir verwante woorde daaraan word so 55 keer in die Nuwe Testament gebruik en dan daar skrifgedeeltes, daar's baie skrifgedeeltes wat net gaan oor die vrug te dra. As ons net kyk en wat dit alles kan beteken. Vrugte beteken die volgende. Dit beteken bekering. Nee, om mense te lei tot bekering is 'n vrug. Volgens die waarheid te lewe, nee, op die waarheid te staan en op te kom vir die Here se eer, nee, is vrugte. Teen wat die wêreld sê en wat die groep sê. Beantwoorde gebede, Johannes 15 vers 7 en 8, is vrug dra. Is vrugte dra. Te bid, die Here beantwoord ons gebede. Geld offer deur gelowiges, Romeine 15 vers 28, waar jy ook geld gee vir koninkrykswerk, nee, om dit te befonds. Romeine 15 vers 28. En dan ook om ongelowiges vir Christus te wen. Die vrug van 'n gelowige is 'n ander gelowige. Om ongelowige mense te bring tot geloof in Christus. Dit is hoekom dit so belangrik is. Ons praat van hierdie disipelmakers, waar die gemeente hierdie jaar op fokus, die disipelmakers mikrogroepe. Uit te gaan, bewus te wees, die grootste vrug wat ons kan lewer, is ander gelowiges. Nee, groot opdrag. Gaan dan heen, maak disipels van alle nasies. En doop hulle. Ons ken dit al 'n paar keer daar in daai teksgedeelte. Kyk, Matteus 28. Dis vrugte, dit is alles vrugte. Nou, baie keer sê ons, nee, ons net geroep om getrou te wees. Net dit is wat baie keer gemeentes en gelowiges, om hulle nie, wat hulle verskoning dat hulle vrug dra, dat hulle nie vrugte dra nie, ons is maar net geroep om getrou te wees. Nee, nou sê ons baie keer, ons is die verdedigers van die geloof. Nee, dit gaan oor dogma net. Dis net oor ons sal bly staan by die waarheid. En dan praat ons net van die gereformeerde geloof en so. Dit is nie verkeerd nie. Maar baie keer gebruik ons dit as 'n verskoning om nie vrug te dra nie. Te sê nee, ons pas die belydenisskrifte net op. Ons bly net by die dogma. Dit verskoon jou nie om vrug te dra nie. Net daai bekering, beantwoorde gebede en nuwe gelowiges. Ons is geroep om getrou te wees, om vrug te dra. Nee, dit beteken, jy moet risiko's neem in God se koninkryk. En dit is dit, toe Jesus ook, nee, Lukas 10, daai disipels uitstuur, daai 72 uitstuur, nee, L10T, ons ken dit ons ook goed, dat ons uitpraat, nee, sê hy, ek stuur julle soos lammers onder wolwe in. So dit is 'n uitdaging, om te gaan verkondig daar buite, dat Jesus is die Here. En dit is nie maklik nie. Maar weet jy wat, neem hy risiko, want dis wat daai 2 slawe gedoen het wat getrou was nie, met die 2 en die 5 talente, of goue muntstukke. Het gaan woeker in die koninkryk. Hy risiko geneem. Dit vra geloof. As jou wandel met die Here geen geloof vra, vertrou in die Here en risiko is nie, dan wat beteken dit? Dan vertrou jy mos nie meer op die Here nie. Dan gaan jy maar net aan met jou eie lewe eintlik. Dan moet 'n risiko wees om 'n Christen te wees. Hier maandag tot Sondag. Gaan maak nuwe bekeerlinge. En gemeentes en Christene jy moet jou nie vergelyk met ander Christene nie. Ons almal het verskillende gawes en talente van die Here gekry. Wees jy net getrou met dit wat die Here vir jou gegee het. Kom ons as Bergbron gemeente, wees ook net getrou met die gawes, talente, geleenthede wat die Here vir ons gegee het. Moenie vergelyk met ander gemeente, kyk hoe groot is hulle, hoe klein is ons, of hoe groot is ons, hoe klein is hulle, of wat ook al nie. Of hoe ek as 'n gelowige kyk, hoe lyk die ander, hy het meer autoriteit of wat. Moenie vergelyk nie. Wees getrou met die gawes, talente, geleenthede wat die Here vir jou gegee het om vrug te dra. En vir ons as gemeente gegee het om vrug te dra.
ons moet die mees moontlike vrugte dra as gemeente. En dit kan meer wees as wat ons nou het. Dit is verseker meer as ons nou het. Maar het vra van ons geloof. Wees reg daarvoor om vrugte te dra. Nou, as ons nou dit wat ons nou gesê het, getrou wees en vrug dra, wil ek so 3 riglyne gee, hoe dit rentmeesterskap raak. Nee, ons moet getrou wees en vrug dra. Hoe raak dit my rentmeesterskap? So, rentmeesterskap, soos ek al gesê het, is 'n risiko. Jy moet waag, soos die bedienaars, nee, soos daai diensknegte met die 2 en 5 talente. Die een met die 1 talent het gaan begrawe. En jy moet waag, nee, en dit maak nie sin nie, dit maak nie sin as mens daaraan dink nie, as 'n kind van die Here, as 'n rentmeesterskap, en jy erken alles het die Here vir jou gee, alles wat jy is en het, behoort aan die Here, maar dit maak vir die mens van nature nie sin, om geld weg te gee en te dink, dis 'n goeie finansiële besluit. Verstaan jy, dit maak nie sin nie. En ons sê, net 10de behoort aan die Here, jy gee weg. As 'n kind van die Here, gee jy weg om die koninkryk. Maar vir die natuurlike mens maak dit nie sin nie. Wie weet ekstra 10% in jou budget, in jou begroting, wat jy net kan weggee? Ek nie, hierdie tyd van die maand, nou al begin ek raak, daar's meer maand as salaris gewoonlik, baie keer. Nee, soos 'n risiko. Maar weet ook, die Here kan meer met 9/10 in jou lewe doen, as wat jy met 10/10 kan doen, om vir jou te voorsien. Nee, so dis 'n risiko. Hulle sê, 'n opname wat in Amerika gedoen word, die mense wat die meeste gee vir liefdadigheid, nie net vir kerke nie, maar vir liefdadigheid, is die mense wat gereeld geestelike byeenkomste bywoon. Mense wat gereeld godsdienstige byeenkomste bywoon, gee 6 keer meer vir liefdadigheid, om ander mense te help. Hou nie net geld vir nie, maar kyk ook om hulle die nood. So mense wat godsdienstige byeenkomste gee 6 keer meer as ander mense wat nie godsdienstige byeenkomste bywoon nie. En ek sê vir jou, daar selfs ongelowige sakemanne, suksesvolle ryk sakemanne wat daai beginsel ook verstaan, dan is nie eers gelowig nie. Maar hulle weet, ek moet 'n gedeelte weggee. Dit is 'n geestelike beginsel. Ek moet weggee. Ek kan nie alles net vir myself hou nie. Want alles behoort aan die Here. En omdat alles aan die Here behoort, nee, moet ek belê in God se koninkryk. Moet ek 'n impak maak. Ek moet kyk waar my gawes en talente 'n goeie opbrengs kan bring. Nee, en 'n impak kan maak in hierdie lewe. Mense se lewens kan verander. En die wonderlike is ook net, nee, ons kry skatte. Ons wat glo in Jesus, kry ook skatte in die hemel. So dit wat ons tog hier op aarde doen, gaan 'n effek hê in die hiernamaals. Nee, wat sê Jesus in bergpredikasie? Nie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Leef vanuit daai beginsel. Here, alles wat ek is en het, is U sin. Waar kan ek met my gawes en talente, my finansies, maar ook my ander gawes en talente, 'n impak maak in U koninkryk? Om vrug te dra, mense te lei tot bekering, tot geloof, gebede wat beantwoord word. Moenie bang wees om vir iemand op straat te bid nie. Gister, daar in die mall, ek en Elise Marie loop vinnig, daar en hier loop ons en 'n vriend van ons vas, van 'n ander gemeente, en ons praat toe so vinnig en so, nou ek praat toe so 'n bietjie van krisisse en van huwelike, daar's nou baie troues en goeters, en dus ek het nie verwag nie, twee het ek nou net op hierdie een gefokus, en daar sê kom ek bid vir jou. Nou net daar, staan en bid. Ek meen, dit is hoe ons, nee, dit is hoe ons moet lewe, waar jy gaan, bid, is afhanklik van die Here. En dit kan seker, die mense het 'n risiko om hier voor, weet jy, in 'n mall te bid. Nee man, maak nie saak nie, ons weet, ons soek vrugte in die koninkryk. Nog 'n
hoe het ons rentmeesterskap raak? Rentmeesterskap word gemeet aan opbrengs en impak. Dit is wat wys of jy 'n goeie rentmeester is. Hoeveel opbrengs is daar in die koninkryk? Hoeveel impak maak jy in die koninkryk? Want opbrengs en impak word geprys. Die eienaar prys hy diensknegte wat 'n opbrengs en 'n impak gemaak het. 2 word 4 en 5 word 10 en dan word dit sommer 11. Dit word geprys. Maar spaar. Nou spaar is ook 'n Bybelse beginsel, maar as jou hele lewe net gaan oor spaar, dit word nie eintlik hierso baie geprys nie. Dit word eintlik berisp. Die een wat net gaan spaar, net gaan wegsteek het. Jy's 'n slegte en 'n leislaaf. So spaar is nie so seer die teken van 'n goeie rentmeester nie. Natuurlik moet jy ook spaar, maar dis nie, baie mense kyk net hoeveel ek kan spaar, hoeveel ek kan in die bank bymekaar maak. Hoe groot bankrekening kan ek hê? Dis al waaroor dit omtrent gaan. Eendag vir die ou dag, wat ook al. Opbrengs en impak word geprys. So, jy kan goed spaar dalk, maar geleenthede gaan verby om 'n impak te maak. En natuurlik, wees ook verantwoordelik waar jy jou gawes en talente gebruik. Dit help ook nie jy gaan saai op 'n plek wat onvrugbaar is nie. Jy moet ook verantwoordelik wees waar jy moet gee. Om ook nou net aan mekaar, net vir elkeen wat op straat staan en hulle hande so bak staan om net te gee, is ook nie 'n goeie rentmeester nie. Ek dink dat baie mense staan net so want hulle kry eintlik meer as dit, meer in as wat hulle sou gaan werk het. Daar word ook in die algemeen gesê, ek weet nie, Arnold, jy het vir my al gesê, ek weet nie hoeveel word jaarliks so in die straat oorhandig. Kan jy onthou wat jy vir my laas gesê het? Maar dis yes. 600 miljoen rand, wat so van hande gewissel word so van straat. Maar bring dit 'n verandering in mense se lewens. Ek sien nie daai mense van die straat af kom nie. Net bly daar staan, dan help dit ook nie. So ons moet ook kyk waar ons gee. Want jy moet 'n impak maak. En moet nie net spaar nie. 'n Kerk kan 'n vetbankbalans hê. Maar watter vrugte lewer hulle? Is daar bedieninge wat uitgaan om 'n verskil te gaan maak, om mense te lei tot bekering? Ek praat ander dag met 'n predikant in 'n ander kerkverband wat my sê, hulle kerkverband het verskriklik baie geld, maar hulle gemeente sukkel en hulle moet die deure toemaak. Nou, ek weet elke situasie moet jy gaan kyk, waar maak dit impak, waar is dit vrugbaar en so, ek wil nie daaroor uitspreek nie, maar hoe kan 'n kerkverband baie geld hê en dan moet gemeentes deure toemaak? Dan maak dit nie vir my sin nie. Hoekom? Wat my nogal pla ook, waar kry jy groot en sterk gemeentes, Christelike gemeentes, kerke, is gewoonlik waar die area ook meer geld het. Meer gegoede areas, daarin, ek onthou 'n paar jaar terug het 'n sakeman vir my gesê, hoor so ons die kerk skuif, jy staan op verkeerde plek, is nie 'n goeie area nie. Ek het nie gesien dat Jesus net gegaan het waar die rykes is nie. Verstaan jy, dit kan nie so wees nie. Die kerk moet groei, oral. Selfs waar dit finansiëel moeilik gaan, moet die kerk groei. Dit help nie, moenie dat die geleenthede in jou lewe verbygaan, waar jy kan vrug dra, waar jy kon gebid het vir iemand, waar jy iemand kon gelei het tot bekering, waar jy iemand kon versterk het in sy geloof of haar geloof. Dit is die vrugte. Ons moet impak maak. Rentmeesterskap word gemeet aan opbrengs en impak. 'n derde riglyn van goeie rentmeesterskap. Ek wil nou net kyk. Die derde riglyn waarmee ek nou gaan afsluit is, goeie rentmeesterskap word geseën deur die Here met groter impak.
So die wat goed gedoen het, nee, sê die Here, ek gaan vir jou meer. Min was aan jou toevertrou, nou gaan ek baie meer gee. En die een met die 10 het sommer nog die ander een wat niks het, wat daar een gehad het, sin gekry. Sy goue muntstuk en sy of talent. Nee, ons praat nie hier, dit is, die Here sê vir hierdie twee, vir daai, vat die muntstuk van hom al weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. So, vrug dra lei tot verdere vrug dra. Nee, tot groter impak. Word geseën deur die Here met groter impak. Ons praat nie hier van voorspoedsgodsdienst nie. Voorspoedsgodsdienst is, dit gaan oor my, nee. As ek vir Here R100 gee, gaan hy vir my R1000 teruggee, nee. Dit is op my gerig. Hier gaan dit gaan nie daaroor, dat die Here my moet sien, dat ek 'n gemaklike en 'n goeie lewe net moet lei, waaroor net gaan oor my nie. Dit gaan hier oor God se koninkryksdoelwitte, om dit te bevorder. Daar word vir jou meer gegee. Want die Here sien, jy's getrou in vrug dra. Jy neem risiko's. En die Here gee vir jou meer. Gebruik jou nog kragtiger. So, dit is nie my voordeel nie, maar God se koninkryksdoelwitte. En hierdie slawe of hierdie diensknegte, nie die wat selfs ook goed gevaar het, die met die 2 en die 5 talente, hulle het rentmeesters gebly. So jy bly 'n rentmeester van God se gawes wat hy vir jou gee. Moenie dink jy kry dit vir jou nie. Jy bly net 'n rentmeester van die Here. Soos wat met hierdie diensknegte gebeur het. Natuurlik, die een wat die 1 talent het nie 'n slaaf gebly van sy baas nie. Dit is hoe gevaarlik dit is, as ons nie vrug dra nie, as ek net vir myself lewe. Net vir self gerig is, want dit spreek ook oor jou verhouding met die Here. As dit alles net gaan oor jouself en wat vir my gemaklik is, en om nie te waag nie, nie te glo nie, en te vertrou dat die Here my gebruik daar in die wêreld nie. Nee, dan wonder ek oor my verhouding met die Here. En dan, dalk spreek het, want daar is nie 'n verhouding nie. Dat jy is nie 'n rentmeester van God se koninkryk nie. Of in sy koninkryk nie. So, die 10 talente kry nog meer. Die wat 10 het, kry nog meer. En dit is belangrik, net dat ons ook as gemeente onsself moet toets. Is ons vrugbaar? Nie net getrou wees, ons bly by die woord, elke Sondag is ons hier by mekaar, 9:00 is hier, dan verkondig ons die woord, en ons staan op die belydenisskrifte, en goed, daai goed is belangrik, maar dit is nie al nie. Dit is nie wat wys of jy 'n goeie rentmeester is nie. Vrug dra. Dis belangrik. Ek is dankbaar ook, dat mens ook vrug sien. En ek wil ons ook bemoedig met die vrug wat ek tog sien ook in die gemeente. Nee, hoe ek sien mense gaan uit. Dink nou maar aan 6 Julie, ook die uitreik daar na Claremont. Ek is dankbaar om te hoor, Celeste vertel vir my, sy moes so 'n paar weke terug by 'n ander gemeente se kerkraad gaan terugvoer gee oor die oorwinnaarsbediening, want hulle gebruik ook die oorwinnaarsbediening as 'n strategie daar in hulle gemeente. Ek is dankbaar dat sy daar moes gaan verslag lewer het, na 'n ander gemeente. Ek is dankbaar dat Wayne hier van die Baptiste gemeente vir ons gesê het ook, as voordat mense aansluit by hulle gemeente, voordat hulle aanvaar as lidmate, moet hulle eers die Victory seminar bywoon. Ek is dankbaar vir daai vrug. Dankbaar ook, toe sy terugvoer gehad het, so 'n paar sondaande terug, toe ook te hoor die vrug wat daar is, in die klein disipelmakers mikrogroepe, en hoe mense uitreik. Dankbaar om dit te hoor. Dankbaar van 'n sielkundige wat my bel, 'n hele paar jaar terug het sy van 'n ander gemeente wat ook die oorwinnaars en die Heilige Gees en die seminare gedoen het. Sy's nou in die Weskus, wat my bel, kan ek 'n opname maak van hoe om mense te seën. Want sy wil dit vir hulle gemeente wys, net die vaderlike seën oor te dra. En ek voel nou nogal daaroor, Pieter en Ankie, dat ek vir julle wil geleentheid ook gee om vir Roan en Lydia en julle kleinkind te seën nou hier. So dink so bietjie so lank daar. Voel is belangrik, is so mooi gesin. Mens sien die Here se
se verbond wat van geslag na geslag voortgaan. Nee, dankbaar vir dit. Maar daar's meer. Daar's meer om vrug te dra. Ons moet nie kom op 'n plek en sê, nee, ons is nou okay nie. Jy kan nooit. As jy nie meer groei nie, as enige lewendige organisme nie meer groei nie, wat is besig om te gebeur? Is besig om te sterf. En die kerk is 'n lewende organisme. As ons nie meer groei nie en vrug dra nie, so ons gaan nie net stagneer nie, ons gaan besig om dood te gaan. Mag die Here vir ons wys, hoe kan ons meer en meer vrug dra? Dat ons getrou sal wees in vrug dra. Ek wil vir ons bid. Here, dankie Here, dat U ook hier Bergbron gemeente gebruik, Here, in die koninkryk. Dankie Here dat U ons geroep het om getrou te wees, om net te staan op U woord, die waarheid. Maar ook om uit te gaan en vrug te dra. Dat mense sal kom, Here, en sal kom tot geloof in U. Sal beweeg van die duisternis na die lig. Ons is ligdraers, Here. En soos wat Martiens ook gebid het, ons is vry om dit te kan doen. Hier is soveel geleenthede, ons word nie vervolg nie, om te getuig van Christus. En laat ons dit dan ook, Here, want die grootste vrug wat 'n gelowige kan hê, is 'n ander gelowige. Werk U kragtig in en deur ons, Here, om mense te bring tot 'n verhouding met U deur Jesus Christus. En dankie ook, Here, dat ons ook vir mekaar kan bid. En nou ook weet ook, Here, ons gebede word beantwoord, want dis ook 'n vrug, beantwoorde gebede. Dankie dat dit beter gaan met ander, dat sy uit die hospitale is. En ons bid ook verder vir genesing vir ander, Here, maar dat dit ook 'n tydperk sal wees van geestelike, emosionele genesing. Dat sy ook sal groei in haar verhouding met U, Here. En ook, Here, vir Nico bid ek ook nou, as hy ook gaan op 'n geestelike kamp ook, Here, dat hy as jong man gevul sal word met die Gees. Om ook verder vrug te dra onder sy maats. Maar nie net vir sy maats nie, Here, selfs ook vir ouer mense. Here, seën vir Nico op die kamp. En dan sê ons ook, Here, vir ons as gemeente ook verder. Here, wys vir ons dat ons die geleenthede sal laat verbygaan om vrugbaar te wees nie. Here, dat ons sal kyk waar ons impak kan maak, groter impak kan maak. Dankie, Here, vir dit wat al gebeur in die gemeente. As ek net dink aan al die gebedsgroepe, die gebedsbediening, die oorwinnaarsbediening, die uitreikbediening, die diakonie, Here, alles, as mens so kyk, Here, dit is regtig gerig na buite. Dankie daarvoor, maar Here, daar's meer. Ons weet daar is meer. Dit wat voor lê is groter as wat agter is. En dat ons met ons geloof in U vorentoe sal gaan en kyk waar ons goeie rentmeesters kan wees vir groter impak en om U koninkryksdoelwitte te bereik. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here om uit te gaan en vrug te gaan dra in sy koninkryk. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.